Goeiedag, baie welkom op hierdie formasiereis. Ons is in die lentseisoen. Vandag is Aswoensdag, die begin van lent of lydenstydperk. Ons skrifgedeelte is uit Lukas 22. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle: bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op, en kom by sy disippels, en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle: wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Lent begin vandag op Aswoensdag. En 'n teks wat jaar na ons toe kom op hierdie dag is die teksgedeelte uit Genesis 3:19. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die idee van Aswoensdag is om te kom om die simbool van die kruis met as te kry. Die gebruik van as 'n simbool in die geestelike reis kom vroeg reeds in die Bybel voor. Veral in die Ou Testament teksgedeeltes. Ons lees goed soos daarom herroep ek en het ek berou in stof en as in Job. En die gebruik van as op 'n persoon se voorkop was 'n teken van treur en rou en het gepaard gegaan met die skeur van klere. Nou dis interessant dat ons op Aswoensdag die teken van hoop en verlossing, naamlik die kruis, gebruik om op ons voorkop te sit. Op die lentreis is die kruis ons simbool van lyding. Dit is waarheen ons saam met Jesus op pad is. Teoloog Walter Brueggemann het gesê: Aswoensdag wil my herinner dat ek maar net 'n mens is. Hy help ons om by 'n ryker verstaan te kom. Ons vergeet soms dat ons uit die stof uit niks uit ontstaan het. En dat ons aan die aarde behoort. En dat ons as mense nie lewe as sulks kan skep nie, maar net God self. En ons is afhanklik van God se lewensasem. Die lewe binne in ons is afhanklik van God. Al die stemme wat ons lok na mag, sukses, beheer, welvaart, bring ons soms in die waan dat ons meer onafhanklik en selfonderhoudend is as wat ons regtig is. Maar ons is stof. En in hierdie stoflikheid word ek genooi om te ontwaak tot my menslikheid, my sterflikheid. Maar ek word ook genooi om te ontwaak vir die pad na die kruis saam met Jesus. Ek is stof, en tot stof sal ek terugkeer. Ek wonder hoe dikwels dink jy aan jou eie stoflikheid, sterflikheid. Dalk wil jy vandag aan jou eie begrafnis dink. Dit is 'n ou praktyk in die kerk, is om een keer 'n jaar te gaan kuier in jou verbeelding by jou begrafnis. Hoe sal dit wees? Hoe is dit om te weet, jy gaan eendag jou eie gedenkdiens hê? Reflekteer oor wie sal daar wees? Wat sal hulle van jou sê? En wat wil jy graag hoor oor jouself, wanneer mense oor jou praat? In ons stoflikheid, kom ons in kontak met die Here se pad as Immanuel, God wat mens ook word. Die goeie nuus is dat hy verstaan wat dit beteken om stof te wees, want hy was dit self.
En dat as ons na hierdie plekke toe gaan, van ons sterflikheid, ons kwesbaarheid, ons gebrokenheid, ons nie alleen is nie. Hy is met ons, en ons volg hom ook daarin. As jy in jou eenkant kom tyd is, vra die Here om jou hart weer opnuut te herinner, dat jy net stof is, dat jy na stof sal terugkeer. Haal 'n paar keer diep asem, en voel hoe die lewensasem van God, die Here, deur jou liggaam bruis. Here, ons is so afhanklik van U. Wees ons genadig. In Jesus naam. Amen.